Die tema van vanoggend se woord wat ons om 'n bietjie gaan kuier is humble hearts. Nederige harte. Wanneer ons sterk staan in ons identiteit as Christene, kan ons en moet ons in nederigheid lewe. Ons verstaan wie ons is. Ons hoef onsself nie op te hef nie. Ons hoef onsself nie aan ander te probeer verkoop of beïndruk nie. Inteendeel, kan ons ander mense oplig, omdat ons nie deur hulle bedreig sou voel nie. Nederigheid is eintlik 'n interne krag. Ons weet wie ons is. Ons voel veilig in ons vel. Ons het nie nodig om onsself te bewys aan enige ene nie. Natuurlik die grootste voorbeeld is Jesus Christus, wie nederig was, maar dieselfde tyd die almagtige is. Ek neem hier na Johannes 15 vers 5 toe. I am the vine, you are the branches. Whoever lives in me and I in him bears much abundant fruit. However, apart from me, cut off from vital union with me, you can do zilch. Humility is not thinking less of ourselves. Humility is recognizing our dependence on God. Humility does not make you a vloerlap. Humility, nederigheid is nie om minder van onsself te dink nie. Nederigheid is om te erken hoeveel ons God nodig het. Trots sê ons sal self regkom. Nederigheid sê, ons het God nodig. Nederigheid is 'n erkenning dat ons nie self in beheer is, soos ons self soms dink nie. Trots is die vertroue in ons eie vermoë, ons ervaring en ons sterkte. Nederigheid is vertroue in God se genade. My brother and sister, as we know that every breath that we take, every strength that we have, every opportunity we receive, and every victory we experience comes from our Heavenly Father. Ons afhanklikheid van Vader, eerder as ons eie vermoë en insigte, is 'n gesindheid van nederigheid. It is an attitude that says, Lord, apart from you, I can do nothing. Nederigheid ontken nie gawes en roepings en verantwoordelikhede nie. Nederigheid verstaan dat die oorsprong van hierdie gawes en hierdie vermoë wat ons het, van Vader afkom. Humility knows that without God's wisdom, we are easily confused. Without God's strength, we are easily exhausted. Without God's guidance, we are easily lost. Dit is waarom nederigheid God se teenwoordigheid huisves. Die woord vertel ons dat die Here weerstaan die hoogmoediges. Die woord is duidelik. Hy weerstaan die hoogmoediges, maar hy gee genade aan die wat nederig van hart is. God does not move powerfully when people believe they do not need him. He moves when hearts are surrendered and dependent on him. Ons hoef nie in beheer te wees nie, my broer en sussie. Nederigheid sê, Here, U is God. U weet beter. Ons vertroue is in U. 'n nederige hart is 'n hart wat leerbaar is. 'n nederige hart luister, hy bekeer vinnig en hy bid maklik.
'n nederige hart sien dat afhanklikheid aan God nie swakheid is nie. Dis nie swakheid nie, maar dit is wysheid. Humility is not humiliation. It is alignment. It is aligning with truth. It is aligning with grace. It is aligning with the reality of who God is. When we acknowledge our complete need of God, we create space for His strength, for His wisdom, for His power and His presence to fill our lives. We need Him. Humility is where real spiritual strength begins. 1 Peter 5 verse 6 says, "Therefore humble yourself, demote, lower yourself in your own estimation, under the mighty hand of God, that in due time He may exalt you." Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat Hy julle kan verhoog op die regte tyd. Ek sê dit altyd met respek, sê ek dit ook, the way of the kingdom is always a bit upside down. Omtrent alles in die koninkryk werk teenoorgestelde manier van die wêreld. Die wêreld is prestasie gedrewe. Hoe goed is julle? Wat kan julle bereik? Wat kan ons bewys? Dis die wêreldse houding. Die koninkryk sê, verneder onsself voor God, gee oor aan God en vertrou op Hom. In God's kingdom, lower is higher. Serving is reigning. Humility is a choice that we need to make. If we read the scripture, Paul does not tell us to wait until God humbles us. He says to humble ourselves. Wees verseker, soos ons gesê het, net nou gebid het, elke knie sal buig. Maar hoe geseënd is ons as ons dit besef en onsself verneder en vandag die knie buig. Nederigheid is 'n keuse, dit is 'n doelbewuste keuse om onsself onder Vader se autoriteit te plaas, onder sy tydsberekening, onder sy weë, al verstaan ons nie altyd nie. Dis 'n vertroue dat God in die werk is, al is dit nog nie fisies sigbaar nie. Nederigheid gaan nie daarom om sleg van onsself te dink nie. Nederigheid is om Vader genoeg te vertrou dat ons nie onsself ophef nie. Nederigheid is 'n vertroue dat God ons sal verhoog op die regte tyd en Hy sal dit beter doen as onsself. The world promotes people through their self-effort. God promotes through surrender. When we humble ourselves under God's hand, we can rest assured. We no longer need to strive to be seen, to be noticed, to be validated. We trust God with our future. Die Here beloof dat Hy ons op die regte tyd sal verhoog, nie te vroeg nie, nie te laat nie, op presies die regte tyd. Wat ons vir onsself probeer neem gewoonlik, verloor ons. Wat ons die Here weer vertrou, vestig Hy. Spreuke 16 vers 18 sê, trotsheid kom voor die verbreking, hoogmoed kom voor die val, pride goes before destruction, and a haughty spirit before a fall. Jy sien my broertjie en sussie, trots is 'n gevaarlike eienskap, omdat dit nie altyd sigbaar is nie. Trots kruip weg agter selfgenoegdheid. Trots kruip weg agter onafhanklikheid. Trots kruip weg agter die drang om altyd reg te wees en nie leerbaar te wees nie. Die skrif waarsku ons dat trots altyd in een rigting beweeg en dit is af. Die val kom. Die rede is dat trots ons van God se genade verwyder.
waaronder ons eintlik behoort te staan, ons is goed genoeg, ons het nie die Here nodig nie. Ek het 'n videoklipie gesien waar 'n ou sê, ek wil vir jou bid. Hy sê, you do not pray for me, I do not need God. Pride says, we do not need help. Humility says, we need our Father. Genade is die enigste ding wat ons eintlik onderhou. Wanneer ons ophou luister, wanneer ons ophou bid, wanneer ons ophou onderdanig wees, begin ons in 'n geestelike gevaarsone in te beweeg. Die val kom nie vinnig nie. Dit volg gewoonlik na tye van selfvertroue en selfvergenoegdheid en minder bid en minder Bybel lees, minder die Here nodig het, dan kom die val. Nederigheid is 'n uitnodiging vir genade. Die woord leer ons dat God gee genade aan die nederige is. Genade, my boetie en sussie, is God se krag wat in ons swakheid werksaam is. Genade is God se wysheid wat ons lei. Genade is God se hand wat ons ophou wanneer ons sou val. Trots is geneig om vir God weg te druk. Nederigheid trek God nader. Dis elke dag ons keuse, soek ons God se leiding of nie. Trots bou hierdie platform voordat ons val. Nederigheid bou 'n fondasie van genade in ons lewens. Die veiligste plek is nie bo nie. Die veiligste plek is onder Vader se hand en beskerming. Vader, deursoek ons harte en wys ons waar trots wegkruip. Ons kies nederigheid oor onafhanklikheid. Ons kies die genade bo ons eie kragte. Hou ons harte sag en oorgegee en help ons in die rigting te loop wat ons onder U genade hou. Filippense 2 vers 3 sê, moenie iets doen uit selfsug of uit ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Nederigheid bring eer aan 'n ander persoon bo onsself. Nederigheid is nie net 'n intieme verhouding nie. Nederigheid bewys in hoe ons met ander mense omgaan. It is about choosing love. To love others more than we love our own comfort, more than we love our own convenience and recognition. Nederigheid neem ander mense in lig en ag en maak plek vir ander. Deur ander eerste te plaas beteken nie dat ons eie waarde minag nie. Dit is nie 'n ingesteldheid om weier om ons eie belange eerste te stel. Dit is 'n houding van hoe kan ek vir jou help, eerder as wat kan ek uit hierdie situasie uitkry. Jesus is 'n voorbeeld van nederigheid. Jesus het nie aan sy regte vasgehou nie. Hy het nie verwag om bedien te word nie. Inteendeel het hy gekies om te dien, selfs om vuil voete te was. Paul makes this connection between humility to love and unity. Hier is baie belangrik, ons het dit al ervaar in hierdie gemeente. Waar daar nederigheid is daar liefde en eenheid te vind. Humility will build bridges, where pride will build walls. Humility can be seen in small daily choices, giving credit instead of taking it, listening instead of interrupting. Gee die persoon kans om klaar te praat. Serving without needing recognition. Caring about what matters to others.
Jy sien, wanneer ons anders eerste stel, maak ons spasie vir God se genade om deur ons te vloei na iemand anders toe. En die koninkryk is die persone wie ander oplig, die persone wie ons Here eerste sal oplig. Lord, set us free from selfish ambition and hidden pride. Shape our hearts, Lord, to reflect your heart. Help us to see people the way you see them and to treat them with grace and with honor. Psalm 25 vers 9 sê, hy sal die ootmoediges lei in die reg en die ootmoediges sy weg leer. He leads the humble. He leads the humble in what is right, and the humble he teaches his way. Ons Here is nie stil nie, hy praat, maar nie almal hoor hom ewe duidelik nie. Die woord wys ons dat nederigheid lei tot duidelikheid. Die Here lei die wie nederig is, sê die skrif. Die Here leer die wie nederig is, sê die skrif. Jy sien, nederigheid is nie meer as net nederigheid is meer as net 'n karaktereienskap. Dit is 'n geestelike instelling wat ons harte oopmaak vir lering en leiding en teregwysing. We teachable, we humble. Mense wie met trots sukkel, neem aan hulle weet alreeds. Trots weerstaan teregwysing. Trots verkies hulle eie gevolgtrekking. Nederigheid kom voor Vader met 'n oop hart en vra, Here, leer my, wys my, lei U vir my. But humble are those who think less of themselves and more of God. They do not insist on their own way. They do not rush ahead of God. They are willing to be corrected, redirected and instructed. 'n nederige hart kan gelei word. 'n hart wat reeds besluit het, kan nie gelei word nie. Daar sit die trots. Nederigheid hou ons harte sag. Nederigheid hou ons gees sensitief. Vader kan vir 'n sensitiewe hart fluister en sy stem sal gehoor word. Trots sal met God redeneer. Nederigheid luister. Trots redeneer. Baie male vra ons Here vir leiding, maar nie almal sal na die leiding luister nie, veral as dit nie met hulle eie planne oplei nie. 'n nederige hart sal ons Here se leiding eerste plaas, al is dit ongeleë, al is dit ongerieflik, of as dit soos ons nie dit beplan het nie. Maar 'n nederige hart will bow down and will be obedient to the leading of Father. Here lei ons in U wil. Maak ons ontvanklik en help ons om te reageer op U leiding. Lei ons in wat reg is en wys ons U weg. Ons wil op U weg loop. Ons wil U leiding volg. Kyk na Jesaja 57 vers 15. Ek was verbaas, die skrif is so wonderlik. Jesaja 57 vers 15. For thus says the high and lofty one. Isn't that an amazing way to just introduce it? For thus says the high and lofty one, He who inhabits eternity, whose name is holy. Man, what an introduction. I dwell in the high and holy place, but with him also, who is of a thoroughly penitent and humble spirit, to revive the spirit of the humble, to revive the heart of the thoroughly penitent, those who are sorry about sin. Want so sê die hoë en verhewene, wat in die ewigheid woon, heilig is sy naam,
Ek woon in die hoogte en in die heilige plek en by die verbryselde en nederige van gees, om te laat herlewe die gees van die nederiges en te laat herlewe die hart van die verbryseldes. God's presence, my brother and sister, rests on a broken and contrite heart. Die woord bevestig dat God nie alleen in die hemele woon nie, maar hy woon ook by die verbryselde en nederige van gees. He is the high and exalted one, the eternal and holy God, who dwells in glory. And the same God chooses to dwell with the humble and contrite. Ons Here is nie beïndruk deur status of sterkte of onafhanklikheid nie. Die wêreld is ingestel op hierdie eienskappe, maar ons Here soek na harte wat nederig en oop is. Nederigheid is nie 'n morele kwaliteit nie. Nederigheid is ook 'n woonplek vir ons Here. Hy besoek nie net die nederiges nie, hy maak sy woning by hulle. Hy woon by die wie se hart sag is, wie oorgegee is en bewus is van hulle afhanklikheid van hom. Die skrif gee ons ook die rede waarom God naby is. Dit is om te herstel. Om te herstel, om te laat herlewe die gees van die regverdige, die nederiges en te herlewe die hart van die verbryseldes. Trots bou mure tussen ons en God. Nederigheid skep nabyheid. God is high above all and yet close enough to those who know that they need Him. God does not dwell where people think they are strong. He dwells where people know that they depend on Him. Die grootste eer kom nie van mense af nie. Die grootste eer is die nabyheid van ons Here Jesus. Father, we come before you with a surrendered and needy heart. Revive our spirit, revive our hearts. Make our lives a dwelling place for your presence. Teach us to walk in humility and to live in continual dependence on you. Ephesians 5 vers 2 sê, met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra, en ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van die vrede. Telke male hoor ons van 'n besoeker, hulle ervaar liefde wanneer hulle hier kom. Ons moet die eenheid bewaar, my broeders en susters. Soos ons ondertoe beweeg, gaan die getalle groei. Ons weet dit is geprofeteer en so sal dit wees. Maar een ding wat ons moet doen, is om ons eenheid en ons nederigheid te behou. Te bewaar die gees van vrede wat tussen ons is. Nederigheid lei tot vrede. Trots veroorsaak verdeeldheid. Ons het dit al gesien in die verlede. Eenheid word nie deur strukture of ooreenkomste gebou nie. Eenheid word beskerm deur nederigheid. Waar nederigheid gevind word, kan vrede groei. Waar trots gevind word, is verdeeldheid nie ver agter nie. Trots dring daarop aan om reg te wees. Nederigheid is bereid om liefdevol te wees. Trots dring aan op sy weg. Nederigheid is bereid om toe te gee. Trots is vinnig om aanstoot te neem, stadig om te vergewe. Nederigheid is vinnig om te vergewe, stadig om aanstoot te neem. Paulus verduidelik so met alle nederigheid en sagmoedigheid en met lankmoedigheid terwyl julle mekaar in liefde verdra. There cannot be unity where everybody is protecting their own rights and preferences and wants to be in front. Unity survives where people are willing to lay down their self-interests
for the sake of love. Die skrif leer ons om ernstig te strewe om die eenheid van die Gees te bewaar. Eenheid is nie iets wat ons as mense skep nie, dit is iets wat God gee, dis sy nabyheid, dis sy teenwoordigheid. Eenheid is ietsie wat beskerm moet word. Nederigheid is een van die maniere om eenheid te beskerm. U hoef nie reg te wees nie. Die meeste konflik is nie gewoonlik oor issues nie. Die meeste konflik gaan oor egos. Trots wil wen, nederigheid wil herstel. Trots bou mure, nederigheid bou brûe. Pride conquers and divides to protect self-interest. Humility unites to reflect Jesus Christ. Jesus het nie sy mag afgedwing nie. Hy het dit neergelê en daardeur het in die bron van vrede geword. If we want to host God's presence, that's what's been the whole year's theme, hosting God's presence. If we want to host God's presence, we must host His character. His character is humble, gentle, patient, and full of love. Where humility reigns, peace remains. Amen and amen. Kom ons bid saam. Lord, teach us to walk in true humility. Deliver us from pride and the need to always be right. Gee ons 'n sagte hart wat lief is vir mense, die manier hoe U lief is vir hulle. Help ons om vredemakers te wees en om eenheid te beskerm. Here, volgens kies ons nederigheid bo selfbelange. Ons kies liefde oor te wen. Mag U vrede in ons harte en in ons verhoudings die oorhand hê en heers. In Jesus se naam bid ek dit. Amen.